Sodra mense die naam Hamnet hoor, dan vra hulle, maar moet dit nie Hamlet wees nie? Hamnet was die naam van Shakespeare se seentjie wat jonk gesterf het en die dramaturg en sy vrou Anne se huwelik byna vernietig het as gevolg daarvan. Hamlet is een van die mooiste, mees aandoenlike films vanjaar en al begin dit tyd saam. Dit vertel 'n hartverskeurende storie van die kind se dood in 1596. Dis 'n geskiedenis wat selde vertel word, maar Hamlet beeld dit met soveel deernis en oorgawe uit, so onderspeel en sensitief, dat jy 'n knop in die keel sal kry. Dis feitelik verseker dat Jessie Buckley die Oscar vir beste aktrise as Shakespeare se vrou gaan wen. Bewys jouself 'n guns en gaan kyk na die tragiese Hamnet. Dis skrynend en vertroostend. Onthou, hierdie is 'n veronderstelde weergawe van wat moontlik kon gebeur het nou in teaters. Dalk was jy al in die situasie. Jy moet na 'n neef se troue toe gaan, maar het niemand om jou te vergesel nie. As geen vriend jou wil ondersteun nie, moet jy seker maar iemand huur wat hom voordoen as jy wederhelf. Dit is die tema waarmee Rental Family werk. Brendan Fraser het geld nodig in Japan as 'n alleenloper. Hy skryf in by so 'n instansie waar hy soms die rol van 'n afwesige pa speel, of 'n oom of 'n vriend. Dit gee hom 'n doel in die lewe. Rental Family sal nie noodwendig bo aan jou lys van films wees om te gaan kyk nie. Maar as jy 'n geldjie kan afknyp, dit laat 'n mens weer jou vriende en ouers waardeer as jy sien wat gebeur as iemand gehuur moet word om vir hulle in te staan. Rental Family is gemiddeld in teaters. Jy kan hierdie resensies op en by Sake se webtuiste lees. Volgende week die ontstellende Nuremberg oor die Nazi Hermann Göring en die plaaslike TV-komedie Die Kantoor. Geniet die flieks en reekse.